Goeiemôre, Radio Fynbos luisteraars. Ons is besig om te kyk na die wonde van Jesus en ons het laasweek daarna gekyk hoe die sweet geval het in Getsemane en die wond wat ons vandag na wil kyk is sy rug is oop gekloof vir jou en vir my. Ja, as ons kyk na Jesaja 52, dan sê die woord vir ons daar dat Jesus het gelyk soos 'n geploegde land. Hy het nie meer as 'n mens gelyk nie. So kom ons bid en ons gee oor aan die Heilige Gees en ons vra hom om ons te genees in hierdie tyd en om ons te verander sodat ons kan leef meer en meer tot verheerliking van God se naam. Abba, baie dankie dat U ons Vader is. Vader, dankie dat U ons so lief gehad het dat U Jesus vir ons gestuur het. Jesus, so baie dankie vir al die liefde dat U aan daardie kruis vir ons kom hang het. Dat U vir ons gewond is, sodat ons genees kan word. Heilige Gees, wees U asseblief met elke luisteraar. Kom praat met ons in ons diep wonde. Kom wys vir ons waar dit is. En Here, kom maak ons asseblief gesond. Here, want as ons gesond kan word, sal ons baie minder mense om ons wond. Dankie Here daarvoor. Amen. Nou die woord sê vir ons in Jesaja 50 vers 6, ek het my rug gegee vir die wat slaan. En dan Jesaja 53 vers 5 sê, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Elke keer wat Jesus gegesel was, elke keer wat 'n stuk van sy vleis uit sy liggaam uitgeruk was, het vir ons genesing gebring. Bring nie genesing nie, maar het vir ons genesing gebring. Daar het Jesus die siekte oorwin. Hy het die sleutel ontvang van ons geloof vir ons genesing. Nie oor ons gestraf word vir min geloof nie, maar geloof en vertroue die Here toestemming gee om vir ons in te tree, want dit is ons eie vrye wil wat ons doen om genesing te kan ontvang. Nou as jy dink aan die wonde van Jesus aan sy liggaam, is die wat ek met jou oor wil gesels vanoggend, hoe daar sweephale oor sy rug was, hoe sy rug oopgekloof was vir ons. En vanoggend wil ek bedien in die stilte en in die aanraking van die Heilige Gees, om hierdie woord vir mense te gee, wat in die rug gesteek was al. Jy, wat die seer ken, oor een rede, jy het hierdie mense vertrou, om hulle tot so naby aan jou te laat kom. Was dit dalk iemand in die bediening wat jou seer gemaak het? Dalk het jy elke dag saam met hierdie persoon gebid. Dalk het jy in vertroue na hierdie persoon toe gegaan en gevra bid vir my. En op die einde van die dag het daar goed gebeur, wat jy voel jy is net misbruik. En baie keer draai ons dan ons rug op die kerk, en ons sê ons wil niks meer met die kerk te doen hê nie. Maar dit is nie die kerk wat jou seer gemaak het nie. Dit is 'n persoon in die kerk wat jou seer gemaak het, wat jou gewond het, wat jou dalk in die rug gesteek het, sy rug dalk op jou gekeer het. Dis iets wat jy moet weet, Jesus gee sy rug. Hy sal nooit sy rug op jou draai nie. Hy sal jou nooit begewe nie, hy sal jou nooit verlaat nie. Hy is nie een oomblik so en dan die ander oomblik anders nie. Hy is gister, vandag en môre dieselfde en hy verander nooit wat sy getrouheid is nie. Dalk kyk jy vanoggend na hierdie boodskap en was jou hand op papier gewees in een of ander kontrak waar jy mense vertrou het en waar jy nou in die moeilikheid is en jy het seer gekry en dit het jou finansiëel ook seer gemaak en daar was tye van baie moedeloosheid, juis as gevolg van dit.
Dan kom die Here vanoggend en hy wil ook vir jou sê, dat hy daardie wonde, wat jy opgedoen het, weens wantroue, wat hy dit ook wil genees, dat jy vir hom alles kan vertel, hoe daardie mense hulle rug op jou gekeer het, wat jy ervaar het, wat jy deurgegaan het. Dalk is dit 'n liefdesverhouding, wat jy nou net uitgekom het, wat jy ervaar, hoe daardie persoon jou verwerp het, hoe jy dalk 'n besluit moes gemaak het om te draai, en te sê jy laat dit nie langer aan jou doen nie. Maar jy ken die pyn, en jy ken die teleurstelling van daardie vernedering. Hoor mooi, daar is een rede vanoggend, hoekom jy nog die dolk in jou rug voel. En ek wil jou vertel van een oggend, waar mense wat baie naby aan my was, my te nagekom het, my seer gemaak het, baie seer gemaak het. En toe ek so voor die Here sit en ek huil voor hom oor hierdie mense, en ek sien so duidelik, Heilige Gees sê vir my, daar is 'n dolk in jou rug, en ek sê, ja Here, daar is 'n dolk in my rug, en ek kan regtig die spanning in my lewe voel, letterlik, ek kan voel hoe swaar dit is, hoe seer dit is, hoeveel bekommernisse daar is, teleurstelling, skokke daar is, en Heilige Gees sê vir my hierdie woorde, hy sê vir my, daar is 'n rede, hoekom die dolk nog in jou rug is, en ek sê, Here, wat? En hy sê, trek die dolk uit, en sny die mense van jou af. En hierdie was nie iets van 'n bravade, van ja, ek sny mense los, en ek breek los, of wat ook al nie. Hierdie was 'n ervaring, wat ek gehad het, waar ek besef het, of ek gaan die dolk in my rug los, en ek gaan aan mekaar oor hierdie pyn praat in my lewe, want dit is mos wat ons doen, ons kom ons nie oor goed nie, en ons bly teruggaan na daardie seer toe. Of ek gaan daardie dolk uit my rug uittrek, deur daardie mense te vergewe, soos wat Jesus aan daardie kruis vir ons geleer het om te vergewe. En ek gaan met daardie dolk wat ek uitgetrek het, hulle afsny van my af, in vergifnis, sodat ek nie iets langer teen hulle kan hou, en hulle nie langer 'n invloed op my emosionele toestand in my lewe se vrede kan hê nie. Dan het ons ook vanoggend besef dat Jesus se wonde wat deur sy vel gegaan het, vir jou en vir my ook kan genees van selfsugtigheid, van eie geregtigheid, van hierdie iets wat ons baie keer in ons het van 'n eie geregtigheid, 'n selfgeregtigheid, net ek is reg, ek kan maak wat ek wil, want ek kan. So ons verander partykeer net 'n klein rukkie, daar waar ons die nuwe baadjie aantrek, maar onder daardie baadjie bly ons nog steeds so dikvellig, soos wat jy jou kan indink. En ons moet vanoggend vir die Here vra, om hierdie kliphart, hierdie dik vel, wat ons so vir beskerming, so vir bravade om ons trek, aanhou, dat hy dit sal uittrek vanoggend, en dat hy ons regtig sal gee, die sagtheid van sy wese. Laat ons hande op daardie rug van Jesus kan sit, ons hande deur daardie vore wat deur sy liggaam geslaan is, waar hy oopgekloof is, en dat ons daar ons beskerming vind, en besef, ons hoef nie onsself beskerm of onsself sterk te hou, om dikvellig te wees nie. En dan die ander een ook, waar ons genesing moet ontvang vanoggend, vir ons fyngevoeligheid, omdat ons velletjie so dun is, wat ons so maklik seer gemaak word, te sensitief. Alles trek ons persoonlik aan. En hierdie is dikwels wonde wat uit ons kinderdae uit is, goed wat ons so seer gemaak het, en dat ons hierdie pakkie, wat ons so dra op ons rug, wat ons so moeg maak, wat ons so seer maak, op die einde dag vir Jesus kan gee. Hoekom praat ek met jou so baie in hierdie program oor emosionele wonde? Want emosionele wonde kan 80% van jou siektes veroorsaak.
En watter wonde, watter dimensie jy ook al aangedoen is, of dit in jou gees is, waar jy seer gekry het, waar jou geloof seer gekry het, kan jy vanoggend gaan en jy kan sê, Here, ek kom na U toe in gees en waarheid, genees asseblief my gees, daardie waar jy gekrenk is in jou geloof. Dat jy vanoggend na Jesus ook toe kan kom met jou hele siel, met elke wond wat in jou siel is, maar ook met elke wond wat uit daardie toestand uit van jou emosionele status gekom het, om jou dan siek te maak ook in jou liggaam. Nou as ons daarna kyk, dat hierdie Romeinse soldate Jesus dan nou gegeesel het, met hierdie rieme, hierdie beentjies, en hoe dit die vel van Jesus sou oopgeskeer het, later sou dit ook onderliggende spiere beseer en geskeer het, en dan kan jy jou voorstel, hoe sy vel gelyk het, hoe dit in lange repe van hom afgehang het, die pyn en die bloedverlies, wat vir hom so erg was, die hoeveelheid die pyn en die bloedverlies het bepaal, hoe lang so 'n slagoffer aan die kruis sou oorleef. Maar die Romeinse soldate was vredesoldate wat hulle gekies het om die geeseling te doen, en het nie opgehou, letterlik totdat hulle selfs die organe gesien het, wat hulle so geslaan het en aanhou slaan het nie. En dat ek en jy besef, elke keer as jy daardie seer voel in jou liggaam, daardie siekte, daardie krankheid, daardie swakheid, dan kan jy hierdie prentjie sien, hoe Jesus oopgekloof is vir jou, en hoe hy net vir jou vanoggend wil kom sê, my kind, deur my wonde, het daar vir jou genesing gekom. En ons vat hierdie woord vanoggend van Jesaja 53 vers 5. Deur die wonde van Jesus het daar vir my genesing gekom. En dat ek en jy sal besef, dit is vir ou wonde en dit is vir nuwe wonde. Dit is vir elke plek in my lewe waar ek vanoggend na hierdie boodskap kyk en ek kan vanoggend sê, Here, daar kort ek genesing. Here, daar kort ek 'n aanraking. En dan kom hy en hy sê vir jou, ek het my rug vir jou gegee, om oopgekloof te word, om vir jou te sê vanoggend, ek weet wat jy deurgaan, ek weet hoe jy voel. En ek vra jou om die keuse te maak, om jou wonde, deur my wonde, genees te laat word. As jy die een is ook vanoggend wat sê, Here, genees my wonde, dan wil ek vir jou die bloed van Jesus en sy liggaam aanbied in communion, to come in union with me, om so een te word met Jesus, dat jy sy genesing ervaar, deur jou hele liggaam vloei. Noem daar die siekte voor die Here, wat jy wil hê jou genees, en weet hy die naam bo elke naam, bo die siekte, en ek bedien vir jou communion vir genesing. Jesus, baie dankie vir die bloed. Dankie Here dat ons hierdie mense kan vergewe, kan vryspreek wat ons emosioneel so gewond het. Here, wat daar letsels in ons liggaam is. Ons spreek hulle vry. Ons trek die dolk uit ons rug uit, Here, en ons sny hulle af met hierdie woord van vergifnis, sodat hulle nie langer hou vas op ons lewe kan hê nie. Here Jesus, baie dankie vir u liggaam, wat vir ons gebreek is, geskeur is, oopgekloof is. Here, sodat ons genesing kan ontvang. Heilige Gees, u wie in ons bly, vat u asseblief die wonde van Jesus, na elke plek toe waar ek swak is, waar daar 'n krankheid is, en waar daar 'n siekte is. Want Here, ek vat u vanoggend op u woord. U is nie 'n mens dat u sou lieg nie. U is getrou,
U is regverdig. U woord is 'n louter woord wat suiwer is en wat deur my dring en my genees. Ek loof U, Jesus, vir my genesing. Dankie Vader, vir Jesus se wonde wat my genees het. En dankie Heilige Gees, dat die wonde van Jesus in my wonde my genees het. Amen.